Daar sê prys die Here. Is maar lekker as jy by hierdie, ek gaan dit nou noem soos die woord dit sê, by hierdie onderling byeenkoms kom, is hierdie samesyn, en jy kan onmiddellik hoor wat die Here wil sê. Ek was nou ongelukkig donderdag aand nie daar nie, ek in Maritsa, en ja, ek glo, ek is oortuig maar dat die Here vir my 'n boodskap gegee het oor leiding onder die Heilige Gees, ek het dit nie geweet nie. En so ja, al die lof en eer kom die Here, dis nie ek wat hier staan en praat nie, ek glo vertrou dis die Here wat deur my werk. Dus ek is ook nie uit eie, of enigiemand my forceer het om hier te wees, ek is uit my eie vrye wil uit, omdat ek lief is vir die Here. Kom ons bid. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart, Here, U welbehaaglik sal wees. Here, my God en my verlosser. Here, laat ek nie uit myself sal spreek nie, maar Here, alleenlik U deur my. Here, my Vader, ons is nog steeds besig met U woord. Elke dag, Here, elke Sondag as ons hier by mekaar kom, Here, is ons besig met U woord, Here. Ons kan U woord hier nie minag nie. Here, my Vader, U woord is skerper, is tweesnydende swaarde, wat deurdring deur murg en been, Here. En daarom kan ons dit nie minag nie. Die woord is die weg, die waarheid en die lewe. Here, daarom, Here, bid ek, dat enigiets wat van my afkom, Here, op dowe ore sal val. En Hemelse Vader, dat elke woord wat ek sal spreek vandag, om sout besprinkel sal wees, in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons dankie daarvoor. Amen. Amen. Ja, die Here het op my hart gelê ek het, laas jaar het ek gepraat oor leiding van die Heilige Gees, en daar was 3 dinge wat ek graag wil aanraak vandag is. Ons moet weet wie is die Heilige Gees. En ek dink almal het 'n hapie gehad donderdag wat daar was. Wie is die Heilige Gees? En waarom is hy hier so? En punt nommer 2 is, hoor jy regtig sy stem? Herken jou? Of, want baie mense sê, die Heilige Gees sê. En dan baie keer het ek al gekry in my eie lewe, waar ek betrokke was by baie mense, dan is dit die Heilige Gees het gesê. Dan is dit afgehoorde daai autoriteit van hulle wil kom, afdoing nie op jou. Jy moet nou luister. Maar is ons gewire om die Heilige Gees se stem te herken, het ek nie water nie. En dan nommer 3 is, as jy sê, jy is onder die leiding van die Heilige Gees, en hy is binne in jou, en jy beleid met jou mond, dan moet jy so leef. Amen. Want die boom sal gekend word in die vrug wat jy dra. En dit is nie net ek met 'n probleem met daarmee nie, ek dink die Here het 'n probleem met dit. Mense wat net die naam van die Heilige Gees gebruik, en hulle dink hulle is onder die leiding van die huis, van die Heilige Gees. En nie net dit nie, jy maak mense naby aan jou seer, en daai mense sê, ek dink jy gaan ooit vir jou luister. Want, as jy werklik sê, ek hoor by die Here, of ek hoor by die Heilige Gees, dan moet jy baie oortuig wees. Jy hoor by hom, en jy moet reg wees. Jy moet regtig 'n verhouding hê met die Here en die Heilige Gees. Ek lees ons gedeelte uit Johannes 16 vanaf vers 1 af, waar Jesus self praat. Hy sê, hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel. Hulle sal julle uit die sinagoges ban, ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge, dankie sê, maar hierdie dinge, het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou, dat ek julle dit gesê het, maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul, ekskuus. Maar ek sê julle, die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie.
Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van ongeregtigheid en van oordeel. Nou baie belangrik, wat vir my in vers 8, hy gaan die wêreld oortuig van sonde. So niemand gaan eendag voor Jesus Christus gaan staan sê, het nie geweet. Van geregtigheid en geoordeel. Van sonde omdat hulle nie in my glo nie. En van geregtigheid omdat hulle na my Vader gaan en julle nie meer sal sien nie, my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste Satan van hierdie wêreld geoordeel is. Satan was completely defeated. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nie halwe waarheid nie, die hele waarheid. Hy sal julle lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou, as ek kan teruggaan daarvan na vers 7, was 'n paar goedjies wat ek gemerk het, of dit se kleur verander het, dat ons net, die Heilige Gees is ons trooster, soos die lied wat ons nou gesing het. Dis hoekom hy hier is tussen ons. Vers 8, hy kom om die wêreld te oortuig, nie aan te kla. Het al baie gehoor hoe baie mense praat, en baie predikers spreek so. Nou ek glo nie, die Here gaan hulle doodstraf of iets nie, as jy so praat nie, maar dit is nie reg nie. Dit is glad nie skriftuurlik om so te praat. En dit is verkeerd. Die Heilige Gees het glad nie, hy is nie aanklaar. Hy kom oortuig ons. Hy is 'n gentleman. Die Heilige Gees wil net hoopvolle toekoms hê vir jou. Van sonde. Die Heilige Gees is hier gesit om vir jou te sê, nie dit nie. As jy reg, as ons my pa altyd sê, as jy ingeplak is by die Heilige Gees, gaan jy weet wat's reg en verkeerd. Want hoekom? Dis die plan van Jesus Christus. Dis hoekom hy hom gestuur het. Van geregtigheid en van oordeel. Hoekom die Heilige Gees stuur? Jesus is besorg oor sy volgelinge. En dit is ek en jy. As ons vir Jesus Christus volg, het ons die woord nodig, en dit is so kosbaar. Die Heilige Gees praat met jou deur die woord van God. Hy sou nie sy disippels as weeskinders agterlaat nie. Hy beloof om die Heilige Gees te stuur. Jesus meld hier spesifiek dat hy 'n ander helper of trooster sal stuur. Die woorde wat Jesus hier gebruik is besonder betekenisvol. Hy beloof om 'n ander helper te stuur, nie 'n verskillende een nie. Die Griekse woord vir ander is allos. In Griekse as taal van die Nuwe Testament dui alles daarop dat Christus 'n ander trooster sal stuur, 'n aparte entiteit, maar van soortgelyke karakter en wat dieselfde soos hy is. Met ander woorde, Jesus beloof een soos hy self, want hulle drie is een. Een wat sy plek sal neem, een wat sy werk in ons sal voortsit, en wat sy verteenwoordiger is. Hierdie werk van die Heilige Gees is die werk van 'n helper of trooster, wat beskryf word as iemand wie se hulp op staat gemaak kan word. En dit is my so mooi gesê, wat hier geskryf is, dat ons kan staat maak op die Heilige Gees. Verbystand, iemand wat opgeroep is tot ons hulp, net soos Jesus 'n persoon is die Heilige Gees ook persoonlik. Hierdie idee word gesteun deur die feit dat persoonlike eienskappe dikwels aan die Heilige Gees toegedig word. So die Heilige Gees is nie net 'n iets, het 'n baie groot, meer waardevolle betekenis. Ek het hierdie nou in Engels gedoen, want dit kom uit my studiebybels uit. En dit is die Engels maak dit net vir my baie mooi oop. En gee my 'n baie groter verduideliking. John 16 verse 7, but I tell you the truth. Dan moet ek my tong ook nou mooi hou, want hierdie is al maar hoor in ons woord. Anders klink ek soos 'n kanarie hierso.
But I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper, wat aangehaal word, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengther, standby. Nou hierdie kom uit die King James gedeeltes uit die, wat noem hulle daai boek, the Expositor Study Bible. En ek hou daarvan om baie van my preke uit die, want al my goed kom uit die woord van God uit. Will not come to you, but if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you, to be in close fellowship with you. Is dit nie mooi gestel? Beautiful. Dit is mooi hoor. And he, when he comes, will convict the world about the guilt of sin and the need for a savior. Ek het dit nog nooit so gesien. Dat die Heilige Gees kom bly hier klop. Jy het 'n redder nodig. Jy het daai redder nodig. Jy het Jesus Christus nodig. Maar kom ons kyk gou. Elkeen wat hier sit vanmôre, weet vir 'n feit jy het 'n redder nodig. Waarom is jy hier? So ek sê nie jy is ongered as jy hier sit, maar nog steeds al is jy gered, het jy daai redder nog so nodig die dag tot jy jou laaste asem uit. Dis waar? Is dit nie waar nie? Hoekom is jy hier vanmôre? Vir die koppie koffie wat jy van nie gaan kry. As ek jou uitvang kry jy niks. Jy is hier omdat God 'n plan met jou lewe het. Jy is hier omdat hy jou liefhet. Die Heilige Gees het jou vanmôre hiernatoe gestuur sonder dat jy dit eintlik eens weet. Dis wie die Heilige Gees is. Die Heilige Gees oortuig ons deur die woord dat ons 'n verlosser nodig het. En hy oortuig ons dat Jesus die verlosser is. Die Heilige Gees gaan jy nooit op 'n dwaalweg sit. Die Heilige Gees gaan nooit vir jou sê jy het 'n stywe bankrekening as jy redding. Nee. Jesus Christus is alleen die weg, die waarheid en die lewe. Na ons wedergeboorte is hy daar om ons by te staan en ons te help om God se opdragte uit te voer. Hy leer ons die waarheid en gee ons insig in die woord. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Dis help hy ons bid en pleit ook self vir ons. Hy vertroos ons en lei ons op die pad wat God vir ons uitgelê het. Dit is maar 'n paar dinge wat hy daagliks in ons lewens doen en kom, ons wees nou maar eerlik. Sonder hom en sy hulp gaan ons nie vreeslik baie reg kry vir God en sy koninkryk. Dis presies soos Kobus nou gesê. Jesus het vir hulle gesê gewag in die boventrek tot die uitstorting van die Heilige Gees kom. En toe gaan hulle. Dis hoekom soos byvoorbeeld ek kan nie hier staan nie Andrei of enigiemand kan nie voorstaan en vir die Here iets doen sonder die leiding van die Heilige Gees. Jy gaan klink, jy gaan verskriklik, kom ek sê dit so. Daar gaan niks geesvervullend wees nie. Daar gaan niks uit jou uitstraal. Daar gaan dit gaan 'n dooie konsert wees as ek dit so kan stel. Dit is nie reg nie. Ding is, iemand het eendag iets gesê en dit is hoe die Heilige Gees is. Hy sê gentleman, hy dwing hom ook op jouself af. Glad nie. Dit is, my nou nie verkeerd verstaan, ek wil nie die Heilige Gees vergelyk met 'n GPS nie. Maar het jy al 'n GPS gehoor as jy hom aansit en jy ry iewers en jy draai verkeerd? Daarin vloek en skree nie vir jou en sê jy het nou verkeerd gery nie. En sê, ag, ek gaan jy nou los nie. Gaan nou maar op jou eie nie. Wat sê daai antie vir jou? Recalculate. Ja, make a U-turn. En sy hou aan. En sy hou aan hoor, sy is irriterend. Ja. So ekskuus, ek hoop julle verstaan en ek maak dit baie duidelik. Ek vergelyk glad nie die Heilige Gees. Jy kan nie die Heilige Gees vergelyk met enige ding. Maar dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan nooit jou net los. As jy onder die leiding van die Heilige Gees en jy draai verkeerde pad, gaan hy vir jou sê, reroute. Kom terug. Dis die liefde van ons Vader teenoor ons. Jy sien, die groot probleem in vandag se lewe is, dis die gedeelte nou, dit is die Heilige Gees. Nou kom ons aan deel 2 toe, wat vir my, wat my baie keer bang maak.
Ek het al baie vir my vrou gesê, dit is deur mense se goed wat hulle net partykeer sê en ek is al baie lank in die bediening. En ek het baie lank afgedwaal en in 2013 het die Here ons weer teruggebring. En ons is al baie lank in die bediening en dis vir my altyd so, hoe kan ek sê, hoekom moet daar altyd 'n debat wees? Hoekom kan ek nie net maar dit kom nou al van die Bybelse tyd al wat mense beklei 'n debat voer oor sekere goed, oor die sekere name en hoe jy moet en wat jy nie moet doen en goeders nie. En dit is vir my altyd so hard dat jy sien mense se verskille. En in jou kerk is daar mense wat jy moet verskil. En weet jy, ek sê vanmôre dat ek is al op 'n punt dat jy ek is nie meer lus vir fight nie. Ek is nie meer lus vir bekleierery nie. Oor die woord van die Here nie. Waaroor gaan dit? Hoekom moet ek sê Yeshua? Hoekom moet ek sê Yahweh? Hoekom moet ek hierdie goddelike groot Hebreëse name gebruik om iets te kan bereik in die lewe? Mense beklei daaroor in vandag se lewe. Hoekom? Hoekom kan ons nie net fokus nie? Hoekom kan ons nie net die Heilige Gees se stem gehoorsaam nie? Wat gaan die Heilige Gees, wat dink julle wat sê die Heilige Gees ons? Jy het 'n verlosser nodig, sy naam is Jesus, jou fokus moet daar wees. Amen. Amen. Dis waar ons fokus moet wees. Ek stel gat belang as iemand met my kom stry oor die woord van die Here. Ek inteendeel, maar die aand in die sel ook al julle was, daai is my kos, bring dit aan. As jy my wil stry oor die woord, kom. Ek sien baie lus van ek gaan jou op die plek sit en ek is klaar niks om te kom niks verder aan. Ek is beklei nou, ons fokus met Jesus Christus wees. Hy is op pad. En wat gaan dit ons in die sak bring om te stryd, te beklei oor goed? Dit behaag nie God nie. As jy in die groot probleem van vandag se lewe is dat mense dink hulle is onder leiding van die Heilige Gees en ons is ongelukkig so. Weet jy wat? In die woord waarsku ons teen dit. Hy waarsku ons. Jesus self sê in Matteus 24:4, Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Jesus sê dit self. Hier gaan mense kom. Dis wat Jesus hier bedoel, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense so mislei. So wat probeer Jesus hier sê? Jesus sê, daar gaan baie mense kom, wat baie oulik lyk, baie fancy, lekker ryk, onthou, Jesus sê nêrens in die woord, of enige plek staan dan gaan 'n draak na jou toe kom, wat stink en ryk of hy nou net van die as op afkom. Nee, hy is soos die engel van die lig, die Satan. Daar's mense wat na jou toe gaan kom, hy gaan lyk soos hierdie pragtige prediker, hierdie gedaante van godsaligheid, hierdie man, ons moet na hierdie man luister, hierdie ou, ek hoor by die Here. Ja, weet jy wat, dis daai man, wat jou van die wal af van die sloot sal. En mense, hoor my mooi vandag, en ek sluit myself uit, ons moet ophou, om die pastoor agter hierdie kansel te volg. Ons moet die een volg van wie hy praat. Amen. Amen. Dis wat ons moet doen. Baie mense hang en hierdie ou kan praat en wat. Het jy die ou se preek gehoor? As daai ou se preek uit lyn is in die woord van God, wil ek glad nie verder om luister. Glad nie. Hy kan maar mooi, hy kan maar wat se karre. Geen nie om. Baie mense sal in daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, name uitgedryf, duiwels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen nie. Die Here praat van predikers daar. Dis die mense wat 'n boemelaar is. Daai is mense wat regtig, hoe kan ek nou sê, mooi van aansien is. Dis daai mense waarvan die Here praat. As ek so begin hard praat, dan kyk my vrou my baie snaaks aan, ek sagte. Dit moet vir ons baie belangrik wees om te weet wie die Heilige Gees is en die doel hoekom hy gestuur is. En sy stem te erken en te herken. Ek weet nie wat julle maar raas my verskil tussen daai twee woorde. As ek 'n preek, of nee, ek wil eintlik sê uitwerk nie, maar as die Here vir my woord gee, dan skryf ek op hierdie kleinste computertjie van my wat met al duct-tape vasgeplak is, dan skryf ek my goedjies in nie. Ek beskou hierdie as toe ek net die Here weer ontmoet het. Maar ergens tog ontmoet het in 2013.
het ek sy stem herken. Want hy het met my gepraat. Toe ek aan die hospitaal beland, papa, toe weet ek, toe herken ek hierdie stem. Ek is hier vir een rede, ek weet ek gaan nie sterf. Ek weet het. Ek weet ek gaan nie sterf nie, so asseblief al julle dokters, wees julle net rustig. Maar, kom ons sê, 10 jaar later, herken ek nog steeds daai selfde stem, wat ek geërken het, daai dag. Ek hoop julle hoor wat ek sê. Want jy moet daai stem herken, of raak 'n kind van God, soos jou groei in om lekker, gemaklik en sê, die Heilige Gees 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 sê. Is dit regtig, daai stem, wat met jou praat, wat met jou die eerste dag gepraat. En ons moet versigtig wees. Ons moet versigtig, want baie mense kom na jou, dis wat ek bedoel, ons moet versigtig wees. Baie mense kom na ons toe, of na jou toe, of wat ook al. En sê die Heilige Gees het dit gesê. Jy moet self ook dan ingeplak wees, om bevestiging te kan kry. Herken jy dat? As ek Christus, as ek hom nou as 'n voorbeeld gebruik, tog, ou Christus, sorry man. Hy was nou daar by my gewees, ons het oor sy koffiewaandjie gepraat, en die Heilige Gees het van duidelik iets in sy bakkie gesê wat hy moet hê. En hy is oortuig dit is so, klaar. En hy het bevestiging gekry op bevestiging. En dis hoe dit gaan wees. Jy het gehoor, klaar. Hy is ingeplak. Hy is ingeplak. Maar weet dit, dat daar in die laaste dag swaar vreese kom. Wie glo dis die laaste dag? Of is dit net ek? Amen. Okay, daar's mense wat Bybel lees. Ja, dit is die laaste dag. Jy kan nie nuus kyk. Dit is die laaste dag. Wanneer gaan dit gebeur? Niemand weet nie. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgierig is. Grootpraters. Trotsaards. Lasteraars. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar. Onheilig, sorry. Sonder natuurlike liefde. Onversoenlik. Kwaadsprekers. Bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Nou ons moet verstaan wat beteken hierdie gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Baie belangrik, keer jy ook van hierdie mense af. Jy moet pad gee met boetie en sussie. Kom ek sê dit nou vir jou. Dis presies wat ek nou gesê het. Daai gedaante van godsaligheid is daai persoon. Hoe sê die ou mense? Jam om jou bags mee. Dis daai mense wat jy voor moet pas op. Dis daai ou wat so heilig praat. Hy lyk so heilig. En dan gaan teendeel, voel jy veilig. Mense, dis hoekom ons ten volle onder die leiding van die Heilige Gees moet wees. So die Heilige Gees ons kan waarsku, veral in hierdie laaste dag. Ek sê dit nie uit my eie uit. Hier staan dit. 2 Timoteus 3. Hier staan dit geskryf. Ons moet waaksaam wees. Kom ons kyk gou na 'n paar spesifieke groep mense. Kom ons kyk gou na 'n spesifieke groep mense wat ongelukkig gaan agterbly op die dag van wegraping of hulle sterfdag. Wat ek bedoel is daarby, hulle gaan in die hemel maak. Is die mense wat 'n gedaante van godsaligheid. Ons moet waaksaam wees. Ons leef in tye van geweldige misleiding onder baie kinders van God. Baie kinders van God is geneig om alles op te eet so soetkoek. Dit is. Ons almal is kinders van die Here glo. Ons almal het 'n verhouding met die Here. Maar glo jy vir my, is dit swaar gaan met jou? En iemand kom hou sy stokkie vir jou neus. Jo. Baie mense eet daai ding so gou op. Dat jy in 'n struik geval, dan sê jy mislei. So soetkoek, as iemand iets vir hulle sê in die naam van die Heilige Gees, as ons maar net luister na alles wat hulle kwytraak in die naam van die Heilige Gees, maar alle kinders van die Here is nie in die slaap nie. En ek wil een van hulle wees. Amen. Ek wil een van die kinders van die Here wees, ek is nie in die slaap nie. Jy gaan my nie
Dis hoekom dit belangrik is om jou woord te ken ook. Want die Heilige Gees moet jou kan praat deur sy woord. Dis wat ons nou gelees het. Mense wat 'n gedagte van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Hierdie is mense wat vir die wêreld wil wys watter groot Christen hulle is. Is dit nie waar nie? Ek kan maar hoor. Nie my verkeerd verstaan vanmôre nie. Die Heilige Gees praat definitief met mense wat hulle hoor reg in hierdie wêreld. Maar as jy elke 5 minute my sê die Heilige Gees het gesê dat begin die rooi ligte vir my aan te gaan. Dan begin die rooi ligte regtig vir my aangaan. Jy sien wat baie gebeur is, en dit het al in my geval gebeur. Het iemand vir my gesê, hoor die Heilige Gees sê. Ek het nou by die Here gehoor. Sê ek, oké, geen probleem nie. Vertel my jou storie. Dan vertel hulle my hulle storie. En sê ek, nee my Jessie, kom ons doen ondersoek, kom ons van die woord, kom ons gaan kyk. O, Jessie, ja, skus, ek weet wat jy nou bedoel. So, jammer. Nou, my vraag is dan, wie het met jou gepraat? Wie het met jou gepraat? Sorry vir my Engelse woord, dit is scary. Dit is scary. Maar hulle leef nog steeds in sonde, en hulle het geen probleem daarmee. Hulle het geen begeerte om hierdie leefstyl van hulle te verander nie, want hulle redenasie is dat God hulle harte ken, en daarom hoef hulle nie te verander nie. As jy sê jy het 'n persoonlike verhouding met die Here, jy het onder leiding van die Heilige Gees, maar daar 'n karakterverandering wees. Amen. Dit wat jy spreek, moet kan wys wie jy is. Jou leefstyl, dan moet 'n karakterverandering wees. Ek het nou ook hier gesê, daar's 'n ou wat vir my pa eendag gesê het, is no change, no Jesus. And no Jesus, no change. Maar 'n ware goddelike leefstyl is om te leef op so 'n manier dat God se verordeninge nagekom word en daarop uit, nee man, nou wat lees ek nie, God se verordeninge nakom en daarop uit is om hom te eer en eers te stel in jou lewe. 'n Goddelike leefstyl is om in heiligmaking te wandel en alles wat jy doen en sê, meet of dit 'n glimlag op God se gesig sit. Die hele tyd jou aangesig te draai vir ongeregtigheid. 'n Goddelike leefstyl is nie om opsetlik te sondig nie en dit dan afskryf as 'n niks seggend nie. So, as jy sê jy's 'n kind vir die Here of 'n goddelike natuur in jou, maar jou leefstyl getuig nie daarvan, sit jy met 'n probleem, dan sit nie in lyn met die woord nie. As jy sê jy's 'n goddelike mens, dan gaan jy elke dag na heiligmaking nastreef. Jy gaan wandel in heiligmaking en elke besluit en elke ding wat jy sê moet gemeet kan word of dit God behaag. Sit dit wat ek nou gedoen het, sit dit 'n glimlag op God se gesig. Hebreërs 10 vers 26, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, by daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Dit is skrikwekkend. Dit is eina. Daar is die regte woord, dit is eina. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teerstanders sal verteer. So die ou wat opsetlik sondig nadat hy weet dit is verkeerd, dit is nie reg nie, die Here bly met jou praat, die Heilige Gees oortuig jou van daai sonde en ongeregtigheid waarmee jy besig is. Jy hou maar net aan daarmee en ag, die Here ken maar my hart, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Hierdie een gedeelte, Hebreërs 10 vers 26 sê vir my en 27 sê vir my, is op pad hel. Ja, ek wat so sê, die woord sê so. As iemand die wet van Moses verwerp het, daai tyd, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die seun van God getrap het en die bloed wat die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaak het?
Romeine 8 vers 12, daarom dan broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Amen. Dit is so belangrik, daai. Dit is so belangrik. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons geroep is, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dit is baie belangrik. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Amen. Ek sien ek sluit nog af met Kolossense 3. Baie jare terug het ek 'n woord bedien oor baie mense dink as jy nou een keer af te doen gehad met 'n ou oom Johan van der Merwe, maar baie lieflike oompie gewees. Baie lief. Hy het ook so wit baard gehad, die oom. Hy het nie soos oom gelyk. Maar baie lieflik. Nou die oom het geglo, in die volle evangelie kerk as jy mekaar nou môre sê sondagoggend of wanneer ook al by self, die bid hier daai tyd nou, maar dan al is jy 'n man, jy word gegroet met 'n kus. Ja, dis Bybelse, jy moet, ek en die oom het al so verhouding en ek die dag toe kom soms sien, en nadat ons ken mekaar, jy sê ek kus hom nie. En daar was definitief 'n spesiale band tussen my en die oom. Regtig, ek het regtig lief geword van hom. Maar daar was iets tussen my en hom nou ook wat gekrap het. Want hy is al somme, hy het die orgeltjie gespeel, die klaviertjie ding, en hy spring eendag daar op. Ek is besig met die gitaar en hy is daar besig en daar so stilte. En hy spring daar op en hy sê, ja, dit was die tyd toe ons almal met 'n bus gery het na Angus Buckingham in Bloemfontein. Daai tyd. En net daarna spring hy op en hy sê, ja nee, hy verstaan nie hoekom van ons gemeentelede na hierdie persoon toe gegaan het vir redding. Nou punt nou weer, almal het op die bus gespring om te gaan vir redding, ons het gegaan om te bid vir die land. vir die land tot redding. En ja nee, die Here is mos hier so, ons kan hom hier aanneem, en as jy gered is jy mos nou gered, wat worry jy nou? En na die tyd gaan ek hom, toe sê ek van oom, ek was op baie bus, ons was Bloemfontein toe gewees, en niemand het so toe gegaan, daar het wel mense hulle harte vir die Here gegee, om Engels het die uitnodiging gemaak, om te sê, as jy hier vandag staan, maak jy, waar staan dit in die Bybel, daar op sekere plekke, moet wees waar jou hart vir die Here gesê. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, of jy op die toilet is, maak nie saak waar jy is, die Here sal jou red, klaar, einde van die storie. En toe begin ek en hy, toe sê my Brian, hy sê, een ding onthou, hy sê, as jy jou lewe reggemaak met die Here, dan is jy gered, wat waar is. Maar daar is nie 'n ding, soos eenmal gered en ek is altyd gered nie. Wat wil sê is, daar's regtig mense wat sê, ek is nou gered, ek kan nou steeds maak wat ek wil. Ek hoef nie vrug te dra nie, ek kan net aangaan met my lewe. En waar die woord van die Here baie, baie duidelik is, ons moet put on the new self. Want die woord is baie duidelik, ek het my ou manier van dinge gekruisig. Amen. Alles het nou nuut geword. Wat beteken wedergeboorte? Ek is weergebore. Nou as 'n kind gebore word, is hy rein. Hy het geen sonde, maar word in sonde gebore. So, as dit dan nou andersom was, as 'n kind dan gebore is, wie my sê, en hy kom tot sterwe gehelp. Wat het hy verkeerd gedoen? Dis eers ding wat ek jou gaan vra. Hy het niks verkeerd gedoen. So, hoe kan hy sonde?
So, jy moet weergebore word. Die woord is baie duidelik, om die koninkryk van die ewige lewe binne te gaan. Vir God in te gaan, ekskuus. So, daar moet iets plaasvind, die dag as jy die Here aanneem. En dit is net die Heilige Gees wat daai liggie by jou kan aansit. Amen. Dis hoekom so belangrik is, om te weet wie is die Heilige Gees, in die karakter van die Heilige Gees. En sy stem te erken, en na die tyd te herken as hy weer met jou praat. Amen. Sodat jy die wedergeboorte wat jy het, kan behou. Ja, gaan julle sê, maar kan ek het verloor? Ja, jy kan. Want die wat opsetlik Sondag, nadat jy die kennis van waarheid ontvang het, waarheen gaan jy heen? Jy gaan hel toe. So daar's nêrens skrif in die woord wat hierdie ding, ekskuus nou vir my Engels, maar cover, wat sê as jy gered is, kan jy nou net maar maak wat jy wil. Mense, jou hele karakter, jy moet put on the new self. Dan moet iets verander in jou lewe. As jy dan saam met Christus opgewek is, dit beteken tot bekering gekom, wedergebore is. Jy het Jesus ontmoet. Jy is nou syne en hy is jou. Soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is. So hier sê dit al klaar vir my, jy moet jou gedagtes verander. Jy moet nou 'n bietjie jou manier van dink verander, hoor. Want julle het gesterwe. Wow, jy het gesterwe. Wat het gesterwe? Jou ou manier van dinge doen. Jy het gesterwe. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis 'n belofte. Wanneer is daai belofte geaktiveer? Solank as wat jy gehoorsaam is. Dis al. Wanneer Christus, wat ons lewe nou is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in die heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op aarde is. Maak dood, of lees ek verkeerd is? Ja, maak dood. Hy sê maak dood, nie bære in die kas tot die dag tot jou vrou jou kwaad maak, al gaai dit weer die yskas. Nee, maak dit dood, al gebeur wat? Naamlik, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodsdiens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle vroeër ook gewandel het, toe julle nog daarin geleef het. Maar nou moet julle dit ook alles bære. Maar hoekom bære party van ons mense? Baie mense gaan bære dit net. Ja, ek kan nou nie, ek neem die Here aan vandag. Dis hoekom ek het 'n preek eendag gepreek. Hierso, tannie Ella sal onthou. Daar verskil tussen bekering en wedergeboorte. Weet julle wat is bekering? Ek is amper klaar oor. Lekker lang diens vandag. Prys die Here. Dit gaan loop reg. Die verskil tussen bekering en wedergeboorte is, ons praat nou, ons bring 'n boodskap soos byvoorbeeld vandag. Wat gebeur gewoonlik na die tyd? Omdat ek 'n hart vir siele het, ek nou praat vir myself, om siele te win vir die koninkryk van God, deur die genade van ons Here Jesus Christus, deur die leiding van die Heilige Gees, maak ek 'n uitnodiging. Wat gebeur? Jy sê daarso, Heilige Gees klop in jou hart. Dis die Heilige Gees. Dis waaroor hierdie dag gaan vandag. Jy voel oortuig dat daar goed in jou lewe is wat nie reg is. Ek was daar. So ek weet waarvan ek praat. Jy was daar, André. Jy weet waarvan ek praat. My vrou was daar. Dan begin jy. Ja, jy begin hy lekker te hou. Maar aan wat het ek gedink toe ek in die AGS kerk sit en ek daai trane rol oor my? Joh, maar wat van my Black Label? Wat van my drankie? Dit sit my dan so na, die drank het my karakter gegee. Jy sien, dan stap ek vorentoe. Ek staan ek al voor die pastoor en sê, pastoor, hou die Here aan. Dan, van die stoel af tot voor, bekeer ek my. Van die verkeerde dinge, ek weet ek moet dit los, maar dan vind nooit wedergeboorte plaas. Want ek gaan maar net weer terug na my ou manier van dinge doen. Dis die verskil. Maar nou moet jy dit alles aflê. Aflê beteken maar klaar dan. Laat staan sulke dinge, laat staan. Okay.
naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Oef. Mense wat sê, vloek is nie sonde nie. Maar ek gaan met jou verskil. Skandelike taal is skandelike taal. My vraag aan jou is, as jy vir my wil kom sê, vloek is nie sonde nie, en is nie reg nie, antwoord my asseblief na die diens vandag asseblief op hierdie vraag, nie nou nie. Want jy gaan met rooi wange staan. As jy bid en jy vra die Here iets, gebruik jy daai taal in jou gebed. Los dit by jou. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens, wat is 'n mens? Die ouwe mens. So dit beteken, daar's iets afgestel. Daai ou mens, met sy werke, afgelê. En julle jou met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word deur, wat word tot kennis na die beeld van sy 'n ou mens, 'n ou manier van dinge doen. Die sondige manier kan nie 'n beeld of 'n karakter skep en wil vergelyk met God se skepper. Ons skepper, ekskuus. Jy kan nie. Daar's mos nou 'n verskil hierso. Daar's duidelike verskil. Put on the new self. Jy kan nie meer op die ou mense. Dit is nie leiding onder leiding van die Heilige Gees. Glad nie. Waar dan nie Griek en Jood, besnede of onbesnede, barbaar, skiet, slaafvrye man is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar, met psalms en lofsange, en geestelike liedere, en sing in julle harte, met dankbaarheid, tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here, Jesus, en dank God, die Vader, deur hom. Jy moet verander. Jy moet, ons moet verander. Hierdie wêreld moet verander. Jy sien, baie mense sit hierdie, amper sê, baie mense sit hierdie ou hartseer gesiggie op, kry my jammer asseblief. Daai ding gaan jy nie red. Daai ding gaan nie een van ons red nie, mense. Ons moet regtig opstaan in vandag se lewe en sê, Heilige Gees, lei my. Lei my asseblief op hierdie weg. Ek wil 'n honger en dors begin smag na die Vader en hierdie ewige lewe wat in my het. En hoe kan ek dit verkry? Is net deur die leiding van die Heilige Gees. Maar selfbejammering gaan jou nie red. Dit gaan vir jou niks in die sak bring. Jy moet opstaan en sê, man, luister, ek het 'n probleem. Sonde beseffing. Jy moet tot dit toe kom. Ons moet kom en sê, luister, ons het 'n probleem. En as jy regtig nie 'n probleem, daar's regtig mense wat rein lewe, na heiligmaking strewe. Maar daagliks moet jy nog steeds sê, Here, as daar enigiets is, enigiets wat 'n skeidsmuur tussen my en U bring, wil ek dit laat staan. Ek bedoel dit met baie respek. Jy gaan nooit voor die Here staan, nie as ek nie. En die Here gaan jou nie jammer kry. Hy gaan vir jou sê, gaan weg maar, ek het jou nie. Ekskuus, hy praat miskien nou reguit en hy praat baie hard vandag. Maar mense, ons almal moet wakker skrik. En vir die mense te gaan vertel die buiteop, julle moet ook wakker skrik. Maar baie van ons, nie een van ons, is sonder sonde. Ons almal doen goed wat nie reg is. Maar dit moet pas op, dat dit nie ons ewigheid kos nie. Ons moet daai
totale leiding onder die Heilige Gees kan herken en herken, sodat ons die ewige lewe eendag kan beerwe. Sodat ons nie mislei kan word deur mense se flou en gevleelde woorde. So het ou Bas gesê van Sewende Land, gee my net 'n paar gevleelde woorde. Jy stel nie belang in dit nie. Jy stel nie belang in dit nie. En onthou, soos ek altyd sê is, dit maak nie saak waarmee jy op hierdie huidige oomblik sit. Wat se miskien 'n donker sonbril oor jou is, daar's niks, maar niks te groot vir ons Vader om jou oor te vergewe nie of uit te sorg. Amen. Want dis wie jy is. Kom ons wees versigtig vir mense wat ons mislei. Nou, alle respek gesê vir al hierdie dorp. Vir al ons dorp. Ons dorp is nie 'n slegte dorp. Maar mense maak ons dorp sleg. Dis waaroor dit gaan. Nou goed. Ons het elkeen wat hier is vanmôre het 'n laaste kans vandag. Nie een van ons wat hier sit kan my vandag sê ons gaan mekaar weer sien volgende week. Ons gaan nie. Want ons kan vandag tot sterwe. Dit is 'n realiteit. Wat sal met jou onsterflike siel gebeur? Dis net jy wat weet. Die hemel of die hel. Was slegs een weg na die hemel. Is geen kort pad hemel toe nie. Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hemelse Vader, baie dankie. Here, dat ek vandag aan hierdie woord kan afsluit. Hemelse Vader, U waarsku ons aan Matteus wat vir ons sê, Here, dat daar mense gaan wees wat in U naam sal kom sê, ek is die Christus. En hulle gaan baie mense kom mislei. Hemelse Vader, ek bid regtig dat ons elkeen se ore gespits sal wees, Here, dat ons gedagtes, siel, gees en liggaam op die regte plek sal wees en ingestel sal wees, Here, dat ons hierdie tipe dinge sal herken, Here, wat aan ons kant toe kom. Behoed en bewaar ons, Here, sodat ons in hierdie laaste dae gaan mislei kan word, Here. Here, die woord sê in 2 Timoteus 3 vanaf vers 1 tot 5, Here, dat ons gaan deur baie swaar tye gaan. Here, daar gaan mense wees wat vir hulle self so gaan lief wees, Here, en geldgierig is, grootpraters, trotsaards, Here, Hemelse Vader, mense wat sonder innerlike liefde is. Maar Here, hulle gaan 'n gesig aansit wat gaan lyk, Here, asof hulle hierdie goddelike mense is, en hulle gaan ons, Here, wil kom mislei. Hemelse Vader, wil bid dat U ons sal behoed en waak ons nie in hierdie struik sal val nie. Maar Here, dat ons volkom onder die leiding van die Heilige Gees sal wees, Here. In die naam van ons Here Jesus Christus. Here, ook dat ons nie mislei sal word van, Here, mense met hulle geveelde woorde, wat sê, ja, maar daai tipe ding is maar oké. Ons kan dit maar doen nie. Maar Here, sonde. Here, is sonde. En die loon van die sonde is die ewige dood, Here. En ons dankie, Here, dat U die Heilige Gees as trooster gestuur het, om ons te kom oortuig, Here, en ons te kan lei, op die regte weg, in ons wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil net hierdie geleentheid gebruik maak, ek het gesê ek gaan dit doen. As jy regtig voel vandag, moenie by hierdie deur uitstap vandag. En jy is seker jou lewe is reg met die Here. My gebed is, dat elkeen van ons vandag die uitstap en jy weet jy is 'n wedergebore kind van die Here. En jy word volkome deur die Heilige Gees gelei. Maak dit jou hartsbegeerte. Ons het daai liedjie nou gesing, soos sy hart smag na waterstrome. Maak dit jou hartsbegeerte vanmôre en sê, my hart wil smag na Jesus Christus en sy wil dinge doen, sy manier van dinge doen, nie my wil nie. Ons almal het hom nodig. En dis wat die Heilige Gees vanmôre kom oopmaak het vanmôre hierso en ons kom voorstel as weer dat ons elkeen het 'n verlosser nodig. Jy het 'n verlosser. Dit is waarna ons hinker. En wil hinker.
Ons kan ons oë gesluit hou. Nou maar weer sluit. As jy regtig voel, jy wil net seker maak jy is reg. Nou Paulus sê ons moet ons dag tot dag vernuwe. Jy kan regtig jou hand opsteek, jy ken jou hart. Jy weet waar is. Ek weet nie waar is. Maar jy en die Here weet alleen waar is jy op hierdie oomblik. Hoe is jou verhouding met die Here Jesus Christus? En ek voel hier binne in my dat ons moet bid teen die gees van verslawing. Ek kan verkeerd wees, maar ons is verkeerd om daaroor te bid. Baie mense is in 'n ding vasgevang, hulle weet nie hoe om uit om te kom of los te kom, want hulle is in hierdie gees van verslawing. Here, U ken elke hart. Here, U is alomteenwoordig. Here, U is definitief mense vandag in hierdie gebou wat sê my siel smag na U. Maar ek weet nie om sekere goed uit te skuif uit my lewe. Ek sit met hierdie verslawing gees binne my. Ek kan nie hierdie ding laat staan of los nie. Hy wil nie van my wegbreek nie. Maar vandag wil die Here vir jou sê, daai ding gaan nooit van jou wegbreek nie. Jy moet wegbreek van hom af. Here, my gebed is, Here, dat U, Here, daai persoon opnuut sal maak vanmôre, Here. Here, my gebed is vanmôre, Here, vergewe daai persoon se sonde, want daai persoon wat hier sit vandag, Here, het vandag tot 'n sondebesef aangekom. Daai persoon weet vir 'n feit vanmôre, Here, dat dit wat hy of sy doen is nie reg. Sy lewe ver weg van U af. Hemelse Vader, soos U woord sê, Paulus het geplant, Here. Ek het vandag geplant, maar ek wil bid dat die Heilige Gees sal bly nat maak en sal laat groei. In die naam van Jesus Christus. Here, ek kom en ek breek vanmôre hierdie slawerny gees en Here, ek verklaar dit kragteloos. Ek bid, Here, dat dit nie meer hou vas op mense se lewens sal nie. Hemelse Vader, ek wil bid, Here, dat ons sal losbreek van dit af. En Here, want die sonde lê en loer die heel tyd, Here. En dit is so mooi versier, Here. Dit lyk so lekker. Sonde lyk so aantreklik. Maar vanmôre wil ek bid, Here, maak dit bitter, Here. Sodat dit nie meer hou vas op ons kan hê nie, Here. Maak mense los vanmôre, Here. Dat daar 'n getuienis sal wees hoe groot is ons God. In die naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil bid dat kom ons staan. Ons gaan nou huis toe. Moenie worry nie. Vleis van die brand. Kobus Tannie, kom vorentoe. Kom ons sing hoe groot is ons God. Want hy gaan vandag groot dinge doen hierso. Kom ons sluit net af. Want ons God is groot. Hy verander vanmôre lewens. Glo jy dit? Kom ons gee die Here aan. Kom. Ons God is groot. Hy maak mense los. Hy maak mense vry van slawerny. Amen. Dis 'n gee. Wil jy help? Kom ons sluit af. Sorry Christus, is dit reg? Ag. Amen. Kom ons steek ons hand op. Ons verklaar hoe groot is ons God vir ons. Amen. En daar's 'n skrifgedeelte wat sê, roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Amen. So roep dit wat in jou gedagtes is vandag. Want daar was 'n tyd toe ek was 'n alkoholist. Dis dan net nie glo nie. Maar ek moes elke liewe dag in my lewe drink. Want die drank het my 'n karakter gegee. Dan as ek so beïnvloed deur die alkohol, dan huil ek. Dan sê ek vir myself, Here, kan ek nie net maar van hierdie goed ontslae raak?
Ek weet nie, dit is baie van julle sal sê is dronk verdriet, dit is nou seker maar so. Maar ek het 'n hartsbegeerte nog altyd gehad om ontslae te raak. So weet jy wat, as jy vandag miskien sit met enige verslawing, roep daai hartsbegeerte van jou, maar maak dit eers jou hartsbegeerte. En roep dit aan. En sê, Here, ek sing vandag hierdie lied, hoe U is so groot, U is die naam oor elke naam. Ek glo daai naam gaan my vrymaak. Amen. Amen. Mense, kom ek sê julle, ons is hier besig om 'n movie te kyk of iets. Die wat sê daar nou, die chitty chat is verby en die Jesus is op pad. Hou op om met jou eie lewe te speel. So moet op met jou eie lewe te speel. Jesus het gekom om te red wat verlore is. Hy het gegaan om ons plek te berei volgens Johannes en waar? Die ewige lewe. Kom ek sê gou vir jou een ding, nee. Die heerlikheid. Hier is lekker tye op aarde. Want dit wat ek nou hier beleef is lekker. Nee? Maar dit kan nie opgeweeg word met die heerlikheid wat ons enig in die ewige lewe het. Glad nie. Dit kan nie. Dit gaan nog lekkerder af wees. Amen. Hy almal sal sien hoe groot is ons God. Halleluja. Want hy is die naam voor elke naam. En waardig is die naam. En my hart sal sing, hoe groot is ons God. Nou al wanneer jy die grootheid van God kan sien, is wanneer jy hom toelaat om jou lewe te vat. As jy nie God toelaat in jou lewe, gaan jy nooit die grootheid kan aansien. Amen. Halleluja.